Nou ja, broers en susters, ons gaan sommer dadelik in die bediening van die woord in. Ons het nog die sakrament van die doop om te bedien. En ek gaan julle nooi om julle Bybels te neem saam met te blaai in die woord van die Here na 2 Konings hoofstuk 5 vers 14. 2 Konings hoofstuk 5 vers 14. Daar is 3 sleuteltekste. Die van julle wat 'n bietjie meer wil hê, is welkom om notas te maak. Matteus 28 vers 19, ook Romeine 6 vers 3 en 4 en dan 2 Konings hoofstuk 5 vers 1 tot 14 is eintlik die perikoop, maar vanoggend dan het hierdie een enkele teks waaruit die woord bedien gaan word. Titel van my boodskap vanoggend is 'n ongewone opdrag. 'n ongewone opdrag. Nou, dit is die verhaal van Naaman, die leerowerste van Aram, of die destydse Assiriese ryk in die 9de eeu voor Christus. Hulle 'n groot regeringsbewind gehad in die destydse wêreld, en hy was die leerowerste of die generaal van die weermag gewees, en in 2 Konings word hierdie verhaal vermeld van wat met hom gebeur het en die ongewone opdrag wat hy van die Here ontvang het. En ek gaan vanoggend 'n bietjie daaroor gesels. Maar kom ons lees saam. En Naaman, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy Heer en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan die Arameërs 'n oorwinning gegee, en die man was 'n dapper held, maar melaats. En Arameërs het in bendes uitgetrek en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevange weggevoer, wat in diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê: "Ag, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem." Toe gaan hy in en gee dit aan sy heer te kenne en sê: "So en so die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom." En die koning van Aram sê: "Gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur." En hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stelle klere saam met hom geneem. En aan die koning van Israel ook die brief gebring van die volgende inhoud: "Saam met hierdie brief aan u stuur ek dan nou my dienaar Naaman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem." Vers 7, sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en sê: "Is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om van 'n man sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien tog net hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek." Maar toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeer het, laat hy die koning weet: "Waarom skeer u klere? Laat hom maar na my kom, dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is." So het Naaman dan gekom met sy perde, met sy waans, en voor die deur van Elisa se huis stilgehou. Toe stuur Elisa 'n boodskap aan hom om te sê: "Gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees." Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê: "Kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my kom en staan en die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie?" En hy het omgedraai en vererg weggery. Vers 13. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê: "My vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie. Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het: was jou en jy sal rein word." Daarop, vers 14, het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun, en hy het rein geword. Daardie gedeelte wat sê dat hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik het, in die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Ou Testament, vind ons die woord gedoop of onderdompel, baptizo, selfde woord wat in die Nuwe Testament verdoop aangedui word, maar tot sover. Nou goed, nou het julle 'n bietjie agtergrond van die verhaal. Nou, liewe familie, en ek kan ons sê familie, want ons is mos boeties en sissies, is dit nie so nie, Marie? Vanoggend het ons die voorreg om 'n hele klompie van ons medegelowiges deur die doopwater te begelei, in opdrag van Jesus Christus.
En natuurlik wanneer ons by hierdie aansluitings kom, ons het so eenmal 'n kwartale doopdiens en ek praat nie gereeld oor die doop nie, is maar by aansluitings soos hierdie. En het ons oor die jare al baie dinge oor die doop gesê, maar vanoggend net 'n paar gedagtes, ek glo 'n paar vars gedagtes wat ek in julle middel wil los en veral vir ons doopkandidate om ook vanmôre weer opnuut iets hier vas te maak hier in ons binneste. Nou natuurlik wanneer ons oor die doop praat, dan is die vertrekpunt, weet ons natuurlik nie tradisies nie, ook nie die idees of die opinies van mense nie, maar niks anders as die woord van God. En wat hierdie sakrament, een van twee sakramente, natuurlik die eerste sakrament is die nagmaal, die tweede wat Jesus ingestel het, dan die doop. Wat dit so gesaghebend maak, is dat hierdie sakrament, die doop, deur Jesus Christus self ingestel is. En die Bybel is baie duidelik oor dit. Om 'n disipel te wees, beteken dat ek myself nie net bekeer nie, wedergebore word, tot bekering kom, wisselterme in die skrif nie, maar om 'n disipel van Jesus te wees, beteken terselfdertyd dat ek myself ook laat doop en dat ek in opdrag van Jesus ook ander mense sal leer om alles te onderhou wat Jesus beveel het. En dit beteken dat disipels doop ander disipels. So dis 'n sakrament wat nie net deur die priesters of die clergy van die kerk bedien mag word nie. Disipels doop disipels in opdrag van Jesus in Matteus 28 vers 19. En natuurlik sonder om die boodskap uit te rek, dik boek en verhandelinge oor die sakrament geskryf, maar weet ons dat reg deur die Bybel al die evangelieskrywers, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, in al die evangelies word daar direk verwys na die sakrament van die doop. Lukas natuurlik enigste skrywer wat in die evangelie nie vermeld nie, maar ons weet uit sy skrywe in Handelinge, die Handelinge van die Apostels, vind ons talle verwysings. Daar is ongeveer 27, of nie ongeveer nie, om presies te wees, niks minder as 27 direkte verwysings in die Nuwe Testament na die waterdoop. En meer as 60 keer word dit in die Bybel, in die Ou en die Nuwe Testament vermeld. Daar is aanhalings in die laaste, of hier ongeveer 80, 90 na Christus, toe die Nuwe Testament en die sendbriewe van Paulus uiteindelik geskryf was en gesirkuleer was in die gemeente, so tussen 10 en 40 jaar later en ongeveer 110 na Christus, het ander gesaghebende dokumente buite die Nuwe Testament verwysing, onder andere dokumente soos die Didache, wat ook genoem word die leer van die 12 apostels, wat 'n baie gesaghebende Christelike geskrif was, word daar telke male verwys na die doop, as 'n voortsetting van dit wat ons in die Handelinge kerk vind. As ons die kerkgeskiedenis bestudeer, die eerste 300 jaar na Christus, lees ons telke male hoe die kerkvaders skryf oor die doop, hulle goedkeuring gee daaraan en dit ook aanbeveel volgens die evangelies en die opdrag van Jesus ook aan die kerk. Maar afgesien van die oorweldigende bewyse wat daar in die Bybel is en ook in die buitebybelse skrywes, is dit so dat ek oor die jare baie mense gehad het wat my gevra het, maar hoekom? Hoekom moet ek myself dan laat doop? As redding of saligheid dan? Nie afhang van die doop nie. Met ander woorde, die doop is nie saligwerkend nie. Die doop red nie. As ons dan gered word alleenlik deur die geloof in Jesus Christus, deur hom aan te neem, tot bekering te kom, waarom moet ek myself dan laat doop? Dis die onbewuste vraag wat baie mense al gevra het en dan natuurlik waarom hierdie vreemde sakrament ondergaan. Nou, as ons nou net bietjie eerlik kan wees vanmôre met mekaar, dan dink ek sal jy met my saamstem dat die waterdoop of die onderdompelingsdoop van die Nuwe Testament is eintlik 'n vreemde bevel wat Jesus vir ons gee. En ek dink, en ons gaan nou 'n bietjie praat oor die vreemdheid daarvan, maar ek dink veral in die postmoderne wêreld waarin ons leef, die moderne era, waar mense uitvoeling is met die godsdienstige praktyke van byvoorbeeld Israel. As jy
'n Joodse seentjie of 'n dogtertjie was en jy het groot geword binne die Joodse verband, dan was die doop niks vreemds gewees nie. En so sien ons dit reg deur die Bybel. Die vroegste verwysing is in Eksodus 19, 1500 jaar voor Christus, die antieke Israel. Dit word aan ons voorgehou en reeds eintlik profetiese voorskou van dit wat sou kom met die koms van die koninkryk van Jesus, in dinge soos die rituele wassings of die mikwas, die baddens wat Jode in hulle huise gehad het, klipbaddens, waar hulle self fisies letterlik moes onderdompel in hierdie baddens wat hulle in hulle huise was, wat alles deel was van die voorskrif van Moses uit die wet uit, rituele reinigingsgebruike. Dit was 'n algemeen aanvaarde norm in die Joodse kultuur gewees. Ons lees van dinge soos die proseliete doop, nee, as iemand wat nie 'n Jood was nie, deel van die Joodse volk wou geword het, dan moes hy 'n paar dinge ondergaan. Hy moes hy onderneem om die wet te hou, wet van Moses, as dit 'n seun of 'n man was, moes hy besny geword het, en daarna was daar iets wat bekend gestaan het as die proseliete doop, en dis waar hulle so 'n persoon dan onderdompel het, in water. En die doop wat dan ondergaan was natuurlik 'n belangrike simboliese gebruik, waardeur so 'n persoon dan nie net ritueel gereinig was nie, maar ook deel geword het en aanvaar was in die Joodse volk, en dit was 'n teken van 'n nuwe identiteit wat hom toegedig was. Ons lees daarvan in die Nuwe Testament, nog nie werklik Nuwe Testament nie, eers in Handelinge werklik, maar by die doop van Johannes, Johannes die Doper, besig in die woestyn om die doop te bedien, natuurlik 'n vooruitwysing na die koninkryk wat sou kom, die wegbereider vir die koninkryk van Jesus. Hy was besig om mense voor te berei op die koms van die koninkryk, en deur hulle te doop het hulle reeds in die geloof ingestem dat hulle in hierdie koninkryk en met hierdie komende Messias hulle self vereenselwig. Dit het nou saamgehang met identiteit. Ons lees van die priesterlike doop. Volgens die Mosesiese wet moes Aaron en sy seuns, die Levitiese priesters, seremoniële wassings ondergaan, en by die inwyding van priesters was hulle dan ook tot die amp ingewy deur 'n doop te ondergaan, 'n onderdompeling. Dit was die gebruik in antieke Israel gewees. Maar ons so kan ons aangaan, maar hier is ons nou vandag. 2000 jaar later, of dan 3500 jaar later, van die eerste keer wat dit in die Ou Testament verskyn. En dit raak al hoe meer 'n vreemde gebruik, veral vir die moderne mens, nee, die moderne mens, die postmoderne mens is gesofistikeerd en modern, en in 'n sekere sin, wanneer jy met mense praat baie keer, dan kom jy agter dat hulle praat daarvan en hulle kyk daarna amper asof dit so 'n bietjie 'n oudtydse ding is waarmee hulle self nie kan assosieer nie. En dit is 'n vreemde ding, as jy vir jouself dink, nee, jy moet jouself voor mense laat onderdompel in water. Jou hare is nat en jou make-up smudge. Die vrouens sal nou kan amen sê op daai ene, nee. En by the way, dis net my man en die vakansiegangers op Hartenbos wat my al so gesien het. En nou moet ek dit laat doen voor 'n hele gemeente, en nogal mense wat my ken, en is in my eie dorp. O ja, jy moenie vergeet nie, ek het net hierdie week 'n caviar haircut gehad, en ek het microlink extensions, en die boorgatwater akkordeer nie baie goed daarmee nie. Plainweg, soos die jong mense sê, dis net weird. Dis net weird. 'n ongewone opdrag, 'n ongewone gebruik in ons hedendaagse kultuur. Ons kan ook verstaan as die Bybel sê dat ons nie mag steel, moor, egbreek pleeg, of dat ek liefde, goedheid en selfbeheersing moet najag nie. My gesonde verstand en ondervinding leer my egter dat dit nuttig en voordelig is, maar watter voordeel is daar vir my as ek myself laat doop? En dit is eintlik maar onderliggend tot baie mense. Die vraag wat hulle vra is waarom myself laat doop? Waarom hierdie vreemde gebruik? Wat is daarin vir my? Wel, 'n vraag wat ons eindelaas sal antwoord in die slot van my boodskap, maar miskien kan ek net dit vanmôre vir julle sê. En dit is wanneer ons die Bybel lees, dan kom ons agter dat die God wat ons aanbid
is 'n God wat dikwels vreemde opdragte aan mense gegee het. Ons het nie tyd vanmôre om al daardie opdragte na te gaan nie, as ek net 'n paar kan noem. Ek meen die Here roep 'n man en hy sê vir hom, in 'n tyd toe daar nog geen reën op die aarde gekom het, en hy sê, gaan bou 'n ark. Is dit nie 'n vreemde opdrag wat God gee nie? En bykans 70 jaar later kom daar reën vir die eerste keer op die aarde en die voortbestaan van die mensdom word daardeur verseker. Ja, daar is 'n God wat 'n man roep, Abraham, en sê vir hom, gaan na 'n land wat jy nie ken nie. 'n seun, 'n enigste wat hy vra om te gaan offer. Hy vra vir Moses om 'n stukkie hout in 'n bitterpoel water te gooi en ewe skielik hierdie water van Mara ook soet geword. Die ganse ander God. Wie se gedagtes, sê Jesaja, nie ons gedagtes is nie, en wie se wee nie ons wee is nie, wie se gedagtes ver bokant die van die mens is, en dinge vir ons vra om te doen, vir redes van sy eie. Daarom wanneer ons deur die Bybel lees, dan vind ons so 'n verhaal, 'n enkele verhaal wat ek in die skriflesing aan die voorgehou het, en dit is in die lewe van 'n man met die naam van Naaman. Naaman het ook 'n vreemde opdrag van die Here gekry. Nou, natuurlik het ek so iets van Naaman aan julle voorgehou, hierdie leerowerste, belangrike figuur in die Assiriese ryk in die 9de eeu voor Christus, belangrike soldaat, 'n leier van die weermag van Assirië, maar ongelukkig het 'n slegte ding met hom gebeur. Naaman het melaats geword, en Naaman het gehoor van hierdie profeet in Israel, Elisa, en hy's na Elisa toe, en toe hy daar by Elisa kom, toe stuur Elisa sy boodskapper uit en sê vir hom, Naaman, die opdrag wat die Here vir jou gee, is dat jy na die Jordaanrivier toe moet gaan, en dat jy jouself 7 maal in die Jordaan moet gaan doop. 'n Vreemde opdrag. En ons kan sien uit die teks uit, Naaman het geprotesteer. Hy was 'n heiden, hy het van Israel, van antieke Israel se doopsgebruik het hy niks geweet nie, en hy was eintlik geafronteerd gewees, omdat Elisa nie self uitgekom het nie. Hy het sommer net 'n boodskapper aan hom te gestuur, vir hom gesê, so sê die Here, gaan na die Jordaanrivier toe, die plek wat die Here aangewys het, en gaan doop jouself daar, 7 maal in die Jordaan. En ons sien in die verhaal 'n gesprek ontvou, wat eie is aan die gesprekke wat ons ook maar dikwels voer, nê? Die redenasies wat ons met die Here het, wanneer ons die Bybel lees, en die Here vir ons sekere opdragte gee, om uit te voer. Here, hoe kan ek myself nou laat doop? Dis so vreemd. Here, u woord sê dan, ek is reeds geregverdig deur die geloof in Jesus Christus. Is dit nie genoeg dat ek dan nou maar net my hart vir Jesus gee, en nou maar net wag vir die hemel om te kom nie? Dis immers nie 'n voorvereiste vir redding nie. Maar tog sien ons in die lewe van Naaman, dat die opdrag wat God aan Naaman gegee het, baie duidelik was. En kerk, ek wil vanmôre vir u sê, dat wanneer God opdragte gee aan ons in sy woord, is dit altyd met 'n doel. Net omdat ons die opdrag nie verstaan nie, beteken nie dat die opdrag van die Here nie vir 'n rede gegee is nie. Jy weet, in die dag waarin ons lees, en ek praat hierdie week met iemand, en ek besef vir myself, die postmoderne mens is al hoe meer besig om alles wat die Bybel sê te bevraagteken. In die wêreld waarin ons leef, met die ontwikkelinge, die kennis wat vermeerder, die wetenskap, alles wat daarmee saamgaan, is dit so dat al hoe meer mense alles wat die Bybel sê bevraagteken, en eintlik sê, in wese sê, luister hier, as dit nie vir my sin maak nie, as ek dit nie kan uitredeneer nie, as ek nie dit kan bewys en dit verstaan nie, hoekom moet ek dit doen? Dis die dag waarin ons leef. En dit is ook waarom groot gedeeltes van die kerk en gedeeltes van die teologiese wêreld, universiteite, teologiese seminariums, al hoe meer besig is om dit wat jare terug as normatief
beskou was vir die kerk, opdragte wat Jesus gegee het, wat net so uitgevoer was, so bykans 2000 jaar, nou bevraagteken word, en die Bybel as ware herskryf word, om te pas by 'n eie soortige kulturele verstaan, kontekstualisering, waarvan hulle praat, dit is 'n positiewe kant en 'n negatiewe kant daarvan, maar dit wat norm was, word vandag bevraagteken, deur die wêreld en ook deur groot dele van die kerk. En so was dit ook maar in Naaman se gemoed gewees. Naaman stoei met die Here. Hy sê, Here, hoekom het ek my laat doop? Hoekom is daar nie 'n makliker manier om dit te doen nie? Hy wil dit op sy eie terme doen. Hy sê, man, hoekom moet ek na die Jordaanrivier toe gaan? Dis 'n ou vuil rivier daar in Israel. Daar's baie mooi riviere daar in Damaskus, kristalhelder, Abana en Farpar. Ek kan myself eerder daar laat doop. Hy het 'n bepaalde verwagting gehad van hoe God sou werk in sy lewe. Hy het gedink die profeet sou uitkom en hy sou 'n dramatiese ding doen. Hy sou sy arms waai en hy sou eintlik 'n vertoning opsit daar om hierdie genesing in sy lewe te bewerkstellig. Maar toe kom hy agter, God werk deur eenvoudige dinge. En ek dink vandag, veral in ons gesofistikeerde wêreld met kennis wat vermeerder is, daar baie mense wat sê, hulle verstaan nie, maar die evangelie is so eenvoudig. Hoe is dit moontlik dat God iets kan doen en wil doen deur 'n eenvoudige ding soos om myself 3 maal in water te laat onderdompel? Dit maak nie sin nie, ek kan dit nie verstaan nie, ek gaan dit eerder los, want dit pas nie by my verwysing en by my raamwerke nie. Maar ons sien 'n belangrike ding in die woord. Ons sien dat Naaman kon sy deurbraak nie ontvang as hy nie gehoorsaam was aan die stem van die Here nie. Naaman kon nie in besit neem dit wat God in sy lewe wou doen en vrystel. In sy geval was dit 'n liggaamlike genesing as hy nie bereid was om homself te onderwerp aan die opdrag van die Here, aan die bevel van God nie. Natuurlik weet ons dat hierdie verhaal van Naaman is niks anders as 'n profetiese beeld wat heen gewys het, gedui het op die Nuwe Testament waar ek en jy vandag deel is van. Ja, Naaman was 'n Arameer, ons is ook heidene, net soos hy. Hy was melaats. Ja, die Bybel leer vir ons dat melaatsheid is 'n geestelike tipe van sonde. Hy moes homself laat doop in die Jordaan, 'n spesifieke plek, 'n plek van gehoorsaamheid. Jesus was ook in die Jordaan gedoop. Ja, Naaman was siek gewees, hy het genesing ontvang, maar vir ons vandag spreek hier die genesing wat hy ontvang het, van die geestelike genesing, wat deur hierdie sakrament verkondig word. Die feit dat Jesus Christus ons saam met hom gesterf het, die ou lewe van sonde, die ou identiteit afgesterf het en saam met Christus opgewek word tot 'n nuwe lewe, 'n nuwe geestelike lewe, 'n nuwe mens. Ja, dis genesing. Sê Jesaja 53. Vyftens, dit was 'n indoop in 'n nuwe identiteit van Naaman. Vir ons as Nuwe Testament kerk, ja, word ons net soos Naaman in die Israel identiteit ingedoop was, so word ek en jy ook ingedoop in 'n nuwe identiteit, 'n Christus identiteit, 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, ons Here. En daarom is die vraag vanmôre nie, wat kry ek daaruit nie? Daar is so baie wat deur die Bybel aan ons voorgehou word. Die simboliek, die wonder, dit wat dit verteenwoordig. Maar ten diepste, kerk, is dit 'n opdrag wat Jesus gee. Dis 'n bevel wat Jesus aan sy hele kerk gegee het. 'n Bevel wat deur al die eeue ego, van die Olyfberg af tot in ons midde, gaan dan heen, gaan maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis bo alles 'n stap van gehoorsaamheid wat iets bonatuurliks in ons lewens vrystel, wat ons nie kan sien nie, wat ons nie noodwendig in die oomblik ervaar nie, maar dis iets wat God bonatuurlik in ons lewens deponeer en vrystel.
vir redes van sy eie, omdat hy soewerein is. Ons verstaan dit nie. Dis 'n opdrag. Geloof hoef nie verstaan te word nie. Geloof is 'n vertroue dat dit wat God sê en dit wat hy beloof sal gebeur, al verstaan ek dit nie. Wat hy vra is dat ons gehoorsaam sal wees aan die bevel wat hy vir ons gee. Ten einde laaste, daar's alles wat ons kan sê oor die doop, wil ek vanmôre vir u sê, broers en susters, is die doop sonder twyfel 'n geestelike seël wat God op jou en my identiteit as kind van God kom lê. Iemand het een keer reg die doop vergelyk met 'n huweliksbevestiging. Hulle sê dit wanneer 'n paartjie voor die kansel gaan staan, dan neem hulle mekaar nie eers daar voor die kansel aan nie. Hulle het mekaar reeds lank voor dit in liefde aangeneem. Is dit nie so nie? Maar nee, julle trou nou binnekort. So wanneer julle Saterdag wanneer ons die beloftes voorlees, dit is nie die eerste plek waar jy en jou bruid vir mekaar liefde beloof het nie. Nee, dit was lankal reeds beloof, nee. Maar dit is daar by die kansel waar die bevestiging plaasvind, daar by die seremoniële handeling waar die wetlikheid daarvan en die sosiale erkenning as ware plaasvind, nee. En daarom sal niemand, hulle kan nou nog wonder of jy getroud is, ek praat nou met hulle, ek sonder hulle nou uit, maar mense kan nou nog wonder of jy getroud is, maak nie saak wat jy doen nie, maar na Saterdag sal niemand ooit weer kan betwis nie. Hoekom? Want daar was 'n dag. Daar was 'n seremonie, daar was 'n handeling gewees, daar was simbole wat heen gewys het en gespreek het van iets dieper wat lank al plaasgevind het in hulle lewens. En die huwelikssluiting is net die bevestiging en die bekragtiging daarvan. Dit beteken nie dat ons vandag hier by die doop Jesus aanneem vir die eerste maal nie, maar omdat ek hom al reeds in my hart aangeneem het, wil ek daarom ook in sy naam gedoop wees. Dag toe ek en my vrou liefie getrou het, was sy Adele Cronje gewees. Nou is sy, na die huwelik, Adele Richards. Sy het openlik haarself verbind aan my. Sy het 'n openbare getuienis afgelê dat sy nou nie meer Cronje is nie, maar Richards. Pa, sy sal altyd nog Cronje bly, ek weet, jou bloed is in haar are. Maar sy is nou Richards en net so is dit met ons, wanneer ons onsself laat doop, luister jy vanmôre, ek is nie meer net Michael Richards nie, maar ek het openbare belydenis afgelê dat ek nou Michael in Christus Richards is. Dink 'n bietjie, watter aardse bruidegom sal nie diep teleurgesteld wees as sy liefie sou sê, ek is bereid om in die geheim jou bruid te wees, maar ek sien nie kans om die huweliksbevestiging saam met jou te ondergaan en dit publiek en amptelik te maak nie. Wie sal dit aanvaar? Vandag wanneer julle deur die doopwater gaan, lê julle 'n openbare belydenis af, verklaring, nie net aan hierdie gemeente nie, maar aan die hele wêreld. So 'n verklaring aan die geesteswêreld, dat julle nie meer aan julle self behoort nie, maar dat julle saam met Christus gekruisig is, en dat julle saam met hom vandag opstaan, uit hierdie watergraf uit, in 'n nuwe lewe. Ja, daar is vandag iets oor julle lewens wat in die geesrealm skuif en gebeur. Ons het nie vanmôre Bybelse skrif wat kan sê presies wat gebeur nie. Maar net soos wat ons weet, en dit val vanmôre, dit tref my in my hart. In 1 Korintiërs wanneer ons lees, wanneer Paulus sê, hy sê wanneer julle die elemente van die nagmaal gebruik, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Daardie verkondiging wat plaasvind, is 'n verkondiging nie net aan die wat dit gebruik nie, maar daar is iets wat weergalm in die geesteswêreld. Iets wat weergalm oor my identiteit, oor my kindskap. En wanneer Paulus later met die gemeente praat en hy vir hulle sê, luister, wie op onwaardige wyse met hierdie
elemente omgaan. Hy sê, moet versigtig wees, want hy sê sommige van julle het siek geword en ander van julle het ontslaap, doodgegaan. Omdat daar op 'n onwaardige wyse met dit wat dit verteenwoordig omgegaan het. Wat probeer ek sê daardeur vanmôre? Ek probeer vir jou vanmôre sê, die sakramente wat God gegee het, broers en susters, is nie net simbole nie. Dis nie transubstansiasie waar ons sê dat die elemente word die bloed en word die liggaam van Jesus nie, maar dit wat dit verteenwoordig, dit weergalm in die geesteswêreld. En hoekom sê ek so? Maar kom ek sê vir die wat? In die ryk van God kan ons alleenlik in besit neem wat God vir ons lewens instoor het, deur geloof en deur gehoorsaamheid. That's it. Naaman kon sy deurbraak nie ontvang nie. Naaman sou melaats gesterf het as hy nie van sy perd afgeklim het nie. Naaman moes die roete wat God neergelê het volg vir hom om sy genesing te ontvang. En kerk, hoe vandag vir jy sê, 2000 jaar later, het die opdrag nooit verander nie. Die cultural divide kan hoe groot word. Die wêreld kan hoe postmodern en hoe ontwikkeld word. Die opdrag van Jesus ego deur al die eeue tot vandag in ons midde. Bekering, doop en die gawe van die Heilige Gees sal julle ontvang. Ek sluit hiermee af. Jy weet, broers en susters, eindelaas sien ons dat hierdie nie net 'n opdrag is wat Jesus gegee het vir ons as kerk nie. Vir alle gelowiges, as jy disipel is van Jesus, is die opdrag baie duidelik. Laat jy doop. Maar luister hier vanmôre, Jesus Christus het vir onsself 'n voorbeeld gestel. Jesus het self 'n voorbeeld gestel. Jy weet, hulle sê dat Jesus het in Nasaret gebly en die doopplek in Israel is in Betanië, daar oorkant Jerigo, in daai omgewing. En die kommentaarskrywers sê dat Betanië en Nasaret, ja, dis die twee plekke, né? Jesus het in Nasaret gebly en Betanië was die doopplek. Soos die kraaivlieg was 100 kilometer. Nou, as hulle die paaie vat wat Jesus hulle geloop het in daai tyd, volgens die kaarte wat tot hulle beskikking is, dan beteken dit, hoor hier, dat Jesus tussen 130 en 150 kilometer te voet gestap het om gedoop te word in die Jordaanrivier. Hy kon gesê het, daar waar ek is, Here, daar is 'n stroompie daar in die berg. Hy kon hom daar laat doop het, maar hy het nie. Daar was 'n God gegewe roete wat nooit verander het nie. Jesus sê, Petrus roep dit uit in Handelinge, toe die skare sê, wat moet ons doen? 'n Skare baie groter as hierdie. En dan antwoord en hy sê, bekeer julle en laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ja, kind van God, Jesus het vir ons 'n voorbeeld gestel. Hy het nie nodig gehad om gedoop te word nie. Hy was sonder sonde en daarom was Johannes die doper verras toe Jesus daar by die Jordaanrivier opdag. En Johannes hom sien, Johannes 1, en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Maar hy's verras en hy sê, Here, ek kan u nie doop nie. Ek het nodig om deur u gedoop te word. Ek is nie werd om die skoenrieme vas te maak nie. Nou wil ek moet u doop. Hy was oorstelp, hy wou dit nie doen nie. En dan antwoord Jesus hom in Matteus 3, vers 13 tot 17, en hy sê, Johannes, laat dit toe. Hy sê, want so pas dit, hoor wat sê hy, nie my nie jou nie, so pas dit ons, om alle geregtigheid te vervul. Wanneer ek en jy onsself laat doop, vervul ons die geregtigheid van God, die eise
wat God in sy soewereiniteit aan die mens gestel het, as die aanbevele weg na hom. Ek hoop dit resoneer vanmôre, diep in jou hart en in jou lewe. En vanoggend, 2000 jaar later, is die opdrag nog steeds dieselfde. Ja, sommige het ongelukkig by hulle bo die Here verhef. En hulle het geweier om hulle te laat doop. Van hulle hoor ons in Lukas 7 vers 30, dat hy sê dat hulle die raad van God verwerp het, deur hulle nie te laat doop nie. Kind van God, daar is iets wat God wil ontsluit in jou lewe. En ek het die Here vertrou dat hy vanmôre gaan werk in die harte van mense wat miskien 'n hekkie het om te oorkom, soos Naaman, dat jy uiteindelik ook sal besluit, jou knie sal buig en sal sê, Here, tot hier toe en nie verder nie. Ek is gereed, ek gaan myself ook laat doop. Die vraag vandag is, het jy al hierdie stap geneem? Wat hou jou terug? En watter geestelike seëning wag dalk op jou aan die ander kant van jou gehoorsaamheid? Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Halleluja. Hemelvader, 2000 jaar later, echo, dieselfde woorde. Dit sal aanhou echo tot by die volëinding van die wêreld. Bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Vader, ons weet, jy het nie net simbole daar gestel, die kerk het dit nie uitgedink nie, tradisie het dit nie geformuleer nie, dit was die direkte opdrag van Jesus. Is dit nie oortuiging van die Heilige Gees nodig nie, die opdrag is duidelik, die bevel is daar. Laat julle doop. Vader, ons verstaan nie hoekom jy die vreemde bevel gegee het nie, ons kry dele uit die skrif wat vir ons dit verduidelik, maar ten diepste, Here, is dit iets bonatuurliks. 'n Stap van geloof en gehoorsaamheid, waardeur u net soos Naaman iets in sy lewe ontsluit. Naaman, 'n beeld profeties van dit wat sou kom in die Nuwe Testament, wat ook geld vir jou en my lewe vandag. En Vader, is die gebed van my hart. En ek weet, terwyl ek gebid het, voorberei het, ek geweet iets van my gesê, dat hierdie diens sal saadjies wees, wat gesaai word vandag. My gebed is dat u hierdie saadjies sal benat, en dat u ook in en deur die gehoorsaamheid van elkeen van die kinders vereer en verheerlik sal word. Vader, word verheerlik, is my gebed, in Jesus se naam. Amen.